nooi om jou Bybel oop te maak by Markus 9. Ons skrifgedeelte is in die middel van die Markusboek, Markus 9. As jy jou Bybel op jou foon gebruik, YouVersion, is jy ook welkom daar oop te maak. Die 83 vertaling, ek lees uit hom uit en hy gaan ook op die skerm verskyn. Jy is welkom saam met my te lees. 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle heeltemal alleen was. Toe het sy voorkoms voor hulle oë verander en sy klere het blink geword, spierwit soos niemand op aarde dit kan maak nie. Elia en Moses het toe aan hulle verskyn en met Jesus gestaan en praat. Toe sê Petrus vir Jesus, Rabbi, dis goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou. Een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. So verskrik was hy saam met die ander. Daartoe 'n wolk gekom, wat sy skaduwee oor hulle laat val het. En uit die wolk het daar 'n stem gekom. Dis my geliefde seun, luister na hom. En met eens, toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie. Net Jesus alleen by hulle. Tussen die Nuwe Testament en die Ou Testament, in meeste Bybels, is daar 1 bladsy. In my Bybel is daar so 1 skoon bladsy. Wanneer jy die Ou Testament se einde lees, dan voel dit amper asof daar kon gestaan het in Engels, to be continued. En dan vind jy hierdie 1 skoon bladsy. Kan jy onthou verlede week, wat ons genoem het, hoeveel jaar verteenwoordig hierdie 1 skoon bladsy? 400 jaar. Dink gou, hoe lank 400 jaar is. Wat die mense alles in 400 jaar beleef, die generasies. Hierdie word ook genoem die stil tydperk. Want in die geskiedenis het gevoel asof God stil is. Daar's nie profetiese woord nie, daar's nie konings nie, God is stil. En dan word hierdie stilte verbreek met die evangelies. 4 evangelies in die Nuwe Testament. Nee, miskien moet ek dit eerder anders stel. 1 evangelie met 4 getuienisse. Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Hoekom 4? Nou dis vir ons reeks se naam vandaan kry, die kwartet. Dink gou aan 'n strykkwartet. 4 instrumente, verskillende klanke uit hierdie instrumente, maar wat 1 harmonie vorm. En net soos hierdie 4 boeke, 4 getuienisse wat vir ons amper hierdie 1 harmonie vorm van wie Jesus Christus is. Hoekom 4? Ek hou van wat die Nuwe Testament professor Stefan Joubert sê. Hy praat oor die stad New York. New York is ook in die staat New York, en dan sê hy, it's a city so great, we have to name it twice. Nou kom hy terug na die evangelies. It's a story so great, we have to tell it 4 times. Dink gou aan hierdie 4 stemme. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Elkeen van hulle wil vir ons iets sê van Jesus. Daar's 'n ander faset van sy identiteit wat aan ons voorgestel word deur elkeen van hulle. Matteus kom sê vir ons dat Jesus is die lang verwagte Messias, as jy kan onthou. En daarom word die woord vervul of vervulling die heeltyd gebruik in hierdie evangelie. Matteus is ook die evangelie wat die meeste die Ou Testament aanhaal. Net in die geboorteverhaal van Jesus word Micha, Hosea en Jesaja aangehaal. Maar hy wil nie vir ons sê,
Jesus is die lang verwagte Messias nie, Jesus is ook die magtige Messias. As jy dink aan Matteus 8 en hoofstuk 9, daar's meer wonderwerke in daai 2 hoofstukke as die hele Johannes Evangelie. Markus kom, en hy kom wys vir ons dat Jesus is die dienende knegg. Waar die woord in Matteus, wat die heeltyd gebruik word, die woord vervul of vervulling is die woord in Markus die heeltyd dadelik. Dis die evangelie met 'n vinnige pas. Die woord onmiddellik, die woord dadelik word 42 keer gebruik in hierdie evangelie. Nou, die Markus evangelie, soos jy seker weet, is die evangelie wat eerste op skrif gestel is. In ons Bybel het ons eerste Matteus, maar Markus is voor Matteus geskryf. Inteendeel, Markus is gebruik as bron deur Matteus en Lukas. Meeste van Markus kom voor in hierdie 2 evangelies. Daar's een gelykenis en een wonderwerk wat uniek is in die Markus evangelie. Lukas kom wys vir ons dat Jesus is die verlosser vir die wêreld. En Johannes, hy wys vir ons dat Jesus is die ewige seun van God. Moenie volgende week mis nie. Ons gaan stil staan by Lukas. Elkeen van hierdie evangelies wil vir ons ook iets anders wys van Jesus. As jy dink aan Matteus kom en hy kom wys vir ons en lê fokus op die woorde van Jesus. En daarom in Matteus, en ek het verlede week het genoem, is daar 5 groot leerblokke in Matteus. Hy word ook genoem die lerende evangelie. Markus kom wys vir ons die dade van Jesus. Lukas die hart van Jesus, die gevoel van Jesus. En dan Johannes die identiteit van Jesus. Wie Jesus is. Maar vanoggend laat ons die lig val op Markus. Wie het hierdie evangelie geskryf? Markus. Ek weet nie of jy weet nie, maar Markus was nie een van die 12 disippels gewees nie. So hy's nie 'n ooggetuie nie, hy's 'n oorgetuie. Markus is gebore so plus minus 10 tot 15 jaar na Jesus. So hy was 'n tiener gewees in die tyd waar Jesus bedien het. Sy volle name is Johannes Markus. En ons lees meer van hom in die boek Handelinge. Ons lees onder andere dat sy ma het 'n huis gehad in Jerusalem. En die gemeentes het bymekaar gekom in haar huis en saam gebid. En daar's 'n paar baie komiese insidente in daai huis waar hulle ook saam bid vir ander en Bybelstudies saam hou. Ons lees ook in die Handelinge Evangelie dat Markus op die eerste sendingreis was saam met Paulus en Barnabas. Maar dis op hierdie eerste sendingreis waar hy opgee. En hy gaan terug huis toe en daar ontstaan konflik tussen hom en Paulus. Later is daai konflik opgelos en die verhouding is weer herstel. Maar hy doen 'n tweede sendingreis saam met Barnabas. En hier is die man wat hierdie evangelie skryf. Later in sy lewe lees ons ook, en jy kan dit aflei uit skrifgedeeltes uit, dat hy baie saam met Petrus gewerk het. Hy was die tolk vir Petrus. So wat ons hier het in ons Bybels is amper 'n opsomming van Petrus se preke. Dis wat ons het oor en wat ons hoor, en dis hoekom ek sê hy's 'n oorgetuie, waar hy hoor by Petrus oor die lewe van Jesus. Kan jy dink? Ek sien in my gedagtes hoe hierdie 2 mans en dalk 'n ander groep ook saam met hulle in die aande nadat hulle bedien het en nadat hulle gereis het, saam sit en Markus as 'n jong man by Petrus sit en vir hom sê, vertel my weer. Vertel my van die geleentheid waar jy op die see geloop het. Vertel my van waar Jesus hier opgetree het en die wonderwerk wat hy hier gedoen het. Dis wat jy en ek het in ons boek wat genoem word Markus. Maar waar staan ons stil vanoggend? 16 hoofstukke. Ek het goed gedink om stil te staan by die boek wat reg in die middel is van die Markus Evangelie. Dis ons skrifgedeelte volgens. Hierdie skrifgedeelte kom voor in Matteus en ook in Lukas. Nou baie interessant,
In hierdie ander evangelies vind hierdie gebeurtenis van Jesus ook plaas, reg in die middel van die evangelie. En jy sal agterkom, as jy hierdie 16 hoofstukke van Markus lees, dat hoofstuk 9 'n draaipunt is in die lewe en die bediening van Jesus. Ek dink dit is 'n gebeurtenis wat ons soms te min oor praat. 3 woorde wat ek hierdie skrifgedeelte mee wil opsom en oor wil praat vanoggend. Nou ek het al 3 begin met die letter G, bloot net sodat ek dit makliker kan onthou. En dis die woord heel eerstens glans, die tweede woord gaste, en dan die derde woord, of 2 woorde, God wat praat. Eerste woord, glans. Ons skrifgedeelte, as jy kan onthou en jy kan gerus daar kyk, ons skrifgedeelte begin met hierdie woorde, na 6 dae, of van die vertalings, 6 dae later. En dadelik vra ek die vraag, wat het 6 dae terug gebeur? As jy terugdraai in jou Bybel, dan kom jy agter daar het so baie gebeur. Kom ek vertel jou, dat Jesus het hierdie hartroerende gesprek met sy disippels. Hy sê vir hulle, hy gaan sterf. Staan vir 'n oomblik stil by dit. As iemand in jou kring vir jou vanmiddag moet sê, ek is op die punt om te sterf, wat gaan jy voel? Maar dis nie al wat hy sê nie. Jesus sê ek gaan sterf, maar dan voeg hy by, wat 'n skok is, ek gaan wreed vermoor word. Nou jy kan dink watter emosies maak dit wakker by hierdie disippels. Dis angstigheid, dis hartseer. Soveel so dat Petrus vir Jesus na hierdie gesprek eenkant toe vat. Hy sê vir Jesus, "Hoor, kan ons net gou eenkant gaan staan en praat?" En hy sê vir Jesus, "Here, ek wil nie snaaks wees nie. Maar kan nie asseblief ophou met hierdie praatjies dat u gaan doodgaan? Dis nie goed vir die moraal van hierdie groep nie. Dis nie goed vir die kultuur van hierdie groep nie. Die atmosfeer, dit demp die atmosfeer in hierdie groep. Kan u asseblief opbou?" En wat doen Jesus? Jesus bestraf vir Petrus, voor al die ander disippels. Hy bestraf hom en hy noem homself Satan. Dink wat gaan in hulle harte aan. En dan vat Jesus hierdie gesprek verder en hy sê, ek gaan vermoor word, maar ek het nog iets om vir julle te sê. Julle as my disippels moet bereid wees om julle lewens te verloon of te verloor, jouself te verloon en jou kruis op te neem. En hier sien die disippels en hier is al die dinge wat in hulle hart aangaan, en hulle emosies aangaan, hulle denke aangaan. Hulle loop rond met spyt. As jy dink aan Petrus, hy's 'n ou wat loop met spyt. Hoekom het ek alweer die ding gesê wat ek nie moes sê nie? Hulle loop rond met angstigheid, met onsekerheid. En dan kom Jesus en hy vat hulle op teen 'n berg. Nou kom ons maak dit vir 'n oomblik prakties vir jou en vir my wat vandag hier sit. Ons het ook hier ingestap met bepaalde goed wat ons die afgelope 6 dae beleef het. Die afgelope paar maande beleef het. Hier's van ons met wie dit nie goed gaan in jou liggaam nie. En dit het 'n effek op jou lewe. Hier is ander van ons wat deur 'n moeilike tyd gaan as gevolg van geestesgesondheid, depressie. Hier is van ons wat bekommerd is oor werksituasies, jou werklading, deadlines.
En dan is dit dalk van ons wat ook rondloop met spyt. Die afgelope paar dae, soos 'n Petrus, het jy sekere goed gesê wat jy nie moes sê nie, sekere goed gedoen wat jy nie moes doen nie, en daar's dalk spyt in jou hart. Daar's goed wat jy en ek ook hier beleef, vandag in die hier en die nou. En God vat hierdie 3 disippels, sy binnekring, op teen 'n berg. Wanneer ons dink aan berg, dan besef ons, reg deur die Bybel, as jy lees van berg, dan kom jy agter, soveel mense het God op die berg ontmoet, op 'n berg ontmoet. Moses het God op 'n berg ontmoet. Elia het God op 'n berg ontmoet. Elke keer wanneer Jesus sy disippels teen 'n berg opvat, dan leer hy hulle iets. So ek kan sien in my gedagtes, hierdie 3 disippels, Jesus stap teen die berg op saam met hulle iPads is dalk reg, hulle notaboekies, hulle penne is reg, ons gaan notas neem, want Jesus gaan vir ons iets leer. Maar hierdie keer, gaan Jesus nie vir hulle iets leer nie, Jesus gaan vir hulle iets wys. Hulle gaan iets ervaar. Ek wil dit so verwoord. Dalk sê Jesus vir hulle, en vir ons ook vandag, dat ek wil vir jou wys wie ek werklik is, sodat jy kan versterk word waar jy is. Ek wil jou wys wie ek werklik is. En nou hierdie woord glans. Dis voor hierdie disippels waar Jesus se voorkoms verander. Die woord wat die Bybel gebruik word in hierdie gedeelte en in die ander evangelies vir hierdie verandering, is die woord waar ons metamorfose vandaan kry. Dis 'n verandering, 'n diepgaande verandering. Dis nie net 'n oppervlakkige verandering nie. Daar's iets wat van binne af deurskyn. Sy goddelikheid skyn deur. Dis asof sy menslikheid nie meer sy goddelikheid kan terughou nie. Dit skyn deur. As jy hierdie gedeelte gaan lees in die Matteus Evangelie, dan sê Matteus dat Jesus se gesig het soos die son geskyn. Petrus in sy boekie teen die einde van die Bybel, in 2 Petrus, dan vertel hy van hierdie gebeurtenis. Lees saam met my wat sê hy. Hy sê nee, met ons eie oë het ons hom in al sy majesteit gesien. Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe die allerhoogste majesteit gesê het, dis my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Jesus se goddelikheid skyn deur. En dis wanneer sy goddelikheid deurskyn, dat hierdie disippels kan sien wie hy werklik is. Wanneer jy en ek sien wie Jesus werklik is, kom ons agter, daar's niemand wat kan vergewe soos Jesus nie. Daar's niemand wat kan vrymaak soos Jesus nie. Daar's niemand wat kan herstel soos hy nie. Daar's niemand wat kan nuut maak soos hy nie. Dis die woord glans. Tweede woord, gaste. Terwyl sy voorkoms verander, verskyn daar 2 persone saam met Jesus en hierdie 3 disippels. Elia en Moses. Nou wanneer ek dit lees, dan word daar vrae by my wakker. Praktiese vrae. Kom ek noem die vrae, dalk vra jy ook hierdie vraag. Die eerste vraag wat ek vra is, hoe het hierdie disippels geweet dis Moses en Elia? Het hierdie 2 manne naamkaartjies opgehad? Het Moses dalk opgedaag met klippe in sy hand, met die 10 gebooie, swaar gedra? Was Elia dalk daar met 'n strydwa? Hoe het hulle geweet? En die tweede vraag wat ek vra is, maar hoekom Moses en Elia? Hoekom nie enige ander figuur van die Ou Testament nie? Hoekom nie 'n Daniël nie? Of 'n Josef? Of 'n Abraham nie? Moses en Elia is nie toevallig nie. Dis betekenisvol. Hoekom? Moses verteenwoordig die wet. Elia verteenwoordig die profete.
So in die twee persone word die hele Ou Testament daar verteenwoordig. Die wet en die profete. En ek weet nie of jy dit raak gelees het, hier is my derde vraag. Ons skrifgedeelte in Markus sê, dat hierdie twee manne het met Jesus gestaan en praat. Waaroor het hulle gepraat? Lukas is die enigste evangelie wat vir ons sê, waaroor hulle praat. Lukas sê, hulle het met Jesus gepraat, hier is my eie woorde, oor sy komende uittog. En hulle gebruik die woord uittog in die Bybel, sy uittog uit Jerusalem uit. En dan gebruik hy daai woord Exodus. Sien gou saam met my raak die betekenis hiervan. Hier is 'n Moses wat 1400 jaar geleef het voor Jesus. Wat met Jesus staan en praat en sê, Here, ek het die wet, hier is die wet van Moses, die 10 gebooie wat God vir my gegee het, maar hier is die vervulling van hierdie wet. Iets gekom om hierdie wet, as jy die twee woorde kan onthou wat ek verlede week gebruik het, te kom radikaliseer en te kom internaliseer. Nie 'n streep deur die wet te trek nie, maar jy kom verhoog die standaarde. Dat Here, ek het mense gelei, daar was 'n Exodus gewees uit Egipte, uit 'n politieke slawerny uit, maar u gaan 'n Exodus lei, u gaan mense lei uit 'n geestelike slawerny uit. U gaan dit moontlik maak dat mense in vryheid kan leef, vry van enigiets wat hulle kan vashou, vry van sonde. Ek sien hoe Elia praat en hy sê, hy is een van die grootste profete van die Ou Testament, dat Here, elke belofte in die Ou Testament wat gaan oor u, is nou vervul. Elke belofte. En daarom, en hier is die betekenisvolheid hiervan, daarom wanneer ons Bybels optel, en wanneer ons, en hier is die Ou Testament, wanneer ons kyk na die Ou Testament, dan lees ons letterlik met 'n ander lig. Ons sien die Ou Testament in 'n ander lig. Ons sien dit deur die oë van Jesus. Ons sien Jesus op elke bladsy. Dis hoekom Martin Luther op 'n plek gekom het waar hy het gesê het, en hier is die aanhaling, hy sê, every page of the Bible, elke bladsy, elke boek van die Bybel, hy sê, it rings with Christ. It rings with Christ. Dat ons kan nie die Ou Testament lees, as mense wat hier in 2026 leef, los van Jesus nie. Ons sien Jesus in elke boek, ons sien hom op elke bladsy, ons sien hom in elke belofte. Hier is die twee gaste, hierdie gaste wat opdaag. Maar wat doen Petrus in hierdie heilige groot oomblik? Petrus doen wat hy altyd doen. Hy praat. Hy begin te praat. Hy is een van daai persone, as jy die evangelies lees, dat wanneer hy stres, wanneer hy onder druk is, en wanneer hy nie weet wat om te sê nie, dan begin hy te praat. Is van julle daai persoon, is jy getroud met dalk so 'n persoon, hulle praat, as hulle gestres is, en dis presies wat Petrus doen. Ek hou van hoe die boodskap het vertaal, die boodskap wat so in ons eie tyds geskryf is. Hy sê, Petrus het eintlik net gebabbel, want hy was heeltemal verboureerd. Hy het nie geweet wat om te sê nie. Weet, hy praat en Petrus is een van die ouens, hy het nie 'n komma nie, hy het nie 'n stoppunt nie. Hy babbel en hy babbel, hy praat en hy praat en hy praat en uiteindelik verskyn daar 'n wolk en God moet hom in die rede val. Dis een teoloog wat dit as volg stel. Hy sê, even the evangelist knew that Peter was a talker. God cannot wisely wait till Peter is finished or his voice will be indefinitely postponed. God weet, dis asof God weet, as ek nie hierdie ou in die rede gaan val nie, gaan hy net aanhou praat. Ek wonder of God ons moet soms in die rede val. Dat my gebede ook maar net praat en praat en praat is. God val hom in die rede en nou kom ons by ons derde gedagte.
Jou eerste gedagte, glans, gaste, en God wat praat. As ek dink aan God wat praat, dan dink ek altyd aan hierdie moderne gelykenis van hierdie oom en tannie wat vir jare getroud is en die oom het begin voel dat sy vrou luister nie meer as hy praat nie. Ek weet dit gebeur nie in ons huwelike nie. Maar hy het gevoel sy vrou luister en hoor hom nie meer nie. En eendag toe dink hy, kom ons doen 'n toets. Die tannie sit voor die televisie, sy is besig om haar gunsteling kyk net program te kyk en sy is besig om te hekel. En die oom gaan staan so 10 meter agter die tannie, so 10 meter, en agter haar sê hy, liefie, ek's baie lief vir jou, kan jy my hoor? En daar's geen reaksie van die tannie se kant af nie. En hy gee so 'n paar tree vorentoe, hy staan nader aan haar en hy sê, liefie, ek's baie lief vir jou, kan jy my hoor? Geen reaksie. En toe stap hy om die stoel en hy gaan staan voor die stoel, hy vat die handlenings van die stoel, hy kyk haar in die oë en hy sê vir haar, liefie, ek's baie lief vir jou, kan jy my hoor? Dis toe die tannie die hekelwerk neersit en sy sê, my liefling, vir die 3de keer, ek is lief vir jou en ek kan jou hoor. Dink gou oor hierdie storie. Ek wonder of ons nie ook so met God maak nie. Dat ons praat, en ons praat, en ons praat, en ons dink, hy hoor nie. Maar God is al die tyd besig om te praat. Dis ons wat nie hoor nie. Een van die eerste dinge wat ons lees in die Bybel oor God is God wat praat. En dan verskyn hierdie wolk, en dan sê God 2 dinge. Die eerste ding wat hy sê is, hy wys na Jesus, en hy sê, dis my geliefde seun. Dis my seun. En dan sê hy 'n tweede ding, luister na hom. Kom ons dink gou oor daai eerste woord. Dis my seun. Ek wonder of Jesus nodig gehad het om dit te hoor. Jy sal onthou, by sy doop, het God die Vader dieselfde gesê, ook uit die hemel, daar stem gekom, presies dieselfde. Nou kan jy dink aan die betekenis hiervan, dat voordat Jesus enige iets gedoen het, voordat sy bediening begin het, sê God die Vader, hierdie is my geliefde seun. Met ander woorde, hy hoef nie eens homself te bewys nie. En nou kom God, voordat Jesus sy missie voltooi aan die kruis, sê God dit weer, dis my geliefde seun. Jy sien, God se liefde vir ons hang nie af van ons prestasies uit. Ons kan nie God se liefde verdien nie. Jy kan nie sy liefde verdien nie. En hy roep dit uit ook oor jou en my vandag. Jy's my geliefde seun, jy's my geliefde dogter. Sy identiteit word bevestig. Maar ek dink die disippels moes dit ook hoor. Hulle moes ook hoor dat God die Vader sê, dis my geliefde seun. En dan sê hy tweede ding. Luister na hom. Baie eenvoudig. Luister na hom. Dink gou wat hy nie sê nie. Hy sê nie, dis my seun, admireer hom, of praat oor hom, of dink baie oor hom nie. Want dis wat ons baie doen. Hy sê, dis my geliefde seun, luister na hom. Uiteindelik is hierdie 'n opsomming van Christendom. As jy wil weet waaroor gaan disippelskap, waaroor gaan Christendom, gaan dit oor hierdie 2 dinge. Dis my seun, hy hoop Jesus, weet wie Jesus is, luister na hom, volg hom. Hierdie gedeelte sluit baie interessant af. In vers 8 sê hy, en met eens, toe hulle weer kyk, toe sien hulle niemand meer nie. Net Jesus alleen by hulle. Die rookwolk verdwyn. Die profeet is weg. Moses is weg. Die blink klere is weg.
Dis net Jesus. Dis net Jesus. En Jesus en hierdie disippels gaan weer af van die berg. Hy stuur hulle weer in hulle omstandighede in. Die omstandighede het nie verander, maar hulle het verander. En net so word jy en ek ook vandag weer gestuur. Ons gaan uit hierdie gebou uitstap na ons gesinne, ons families. Ons word gestuur na ons skole, na ons plekke van studie. Ons word gestuur na ons woonbuurtes, jou straat waar jy bly, na hierdie dorp, na hierdie provinsie. En sê, dis net Jesus. Net Jesus. Markus kom, en as jy Markus wil opsom, hierdie evangelie met 'n vinnige pas, 'n kort evangelie, wil hy vir ons kom sê, sien wie Jesus is. En hy sê vanoggend vir ons, sien wie ek werklik is, sodat ek vir jou kan krag en sterkte gee, vir waar jy werklik is. En dan, luister na hom. Luister na hom. Ek gaan jou vra om saam met my te staan, en dan gaan ons saam bid. Kom ons staan. Ek wil jou nooi om vir 'n oomblik jou oë te sluit en jou hande uit te strek as hierdie simbool van Here, ek gee oor, ek wil oopmaak vir u werk in my lewe, vir dit wat u wil kom vorm in my lewe. En ek wil jou nooi vanoggend om te dink aan al die stemme in jou lewe. Stemme van die werk, stemme van familie en vriende, stem van ons kultuur, maar hoor vanoggend die stem van Jesus. En daar waar jy staan wil ek jou nooi om net die woorde van hierdie lied weer oor jou lippe te laat rol, jou gedagtes. Give me Jesus. Of in Afrikaans, dis net Jesus. Net Jesus. Kom ons luister na hierdie woorde terwyl ons ook so in aanbidding is. Give me Jesus, give me Jesus, you can have all this world, you can have all this world, give me Jesus, give me Jesus, you can have all this world, you can have all this world. Here, dankie dat u vir ons vanoggend wys wie u werklik is. En ons wil vanoggend verklaar en bely dat ons wil mense wees wat ons oë hou op u, ons ore oop hou vir u en luister wat u sê. En mag ons voetstappe, Here, soos hierdie evangelie wat 'n evangelie van aksie is, van dade is, mag ons voetstappe altyd volg in u voetstappe. Mag ons ook hierdie woord van Markus, die woord dadelik, deel maak van ons disippelskap, om dadelik, onmiddellik te leef in gehoorsaamheid, en nooit gehoorsaamheid uit te stel. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.